Maritjie en Leon, julle doen 'n baie groot stap vandag op julle rype ouderdom. Julle doen dit met die wete dat julle gaan bond. Dis waaroor die huwelik gaan, is bonding. Right. Kom ons sluit die oor. Ons dierbare Hemelse Vader, Here, dis 'n absolute wonderlike voorreg om vanmôre saam met U te kan wees, Here. U wat die groot getuie is van hierdie groot verbond wat vanmôre gebeur, Here, tussen Leon en Maritjie. Here, dit is absolute voorreg om te weet dat, Here, U is in beheer van alles. En ons gaan vanmôre hierdie verbond voor U sluit, Here, 'n verbond wat ewig sal staan in Jesus naam. Amen. Ons kom saam om 'n heilige verbond van die huwelik te vier, 'n verbond wat deur God ingestel is en wat ons herinner aan die diepgaande liefde en toewyding wat tussen 'n man en 'n vrou bestaan. Die Bybel beskryf die huwelik as 'n weerspieëling van Christus se liefde vir die kerk. Right. 'n Liefde wat onvoorwaardelik is, volhardend is en vol genade is. Onvoorwaardelik. As jy iets fout doen, jy moet vergewe. As jy iets fout doen, jy moet vergewe. Maar die groot ding is daai verbond wat jy het, daai saamgroei tot die eindpunt wat die huwelik suksesvol maak. In Efesiërs 5:31 lees ons, daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe en hulle twee sal een wees. Hierdie vers herinner ons dat die huwelik 'n unie is, 'n eenwording waar twee lewens saamvloei in liefde en ondersteuning. Dis waar ons in daai 7 sakke sout saam loop die pad saam. Ja. Kolossense 3:14 sê, bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. Dit beklemtoon die noodsaaklikheid van liefde as die fondament van 'n suksesvolle huwelik. Dis die fondament. Christus, liefde is die fondament vir 'n suksesvolle huwelik. 'n Huwelik wat gebou is op respek en begrip sal in staat wees om enige storm te weerstaan. Ons moet ook onthou wat Spreuke 18 vers 22 ons leer. Die een wat 'n goeie vrou vind, het iets goeds gevind en die guns van die Here verkry. En dit moet jy nooit vergeet nie. As jy 'n goeie vrou gekry het, het jy die guns van die Here gekry. Dit herinner ons aan die waarde van ons lewensmaat en die geskenk wat hulle aan ons is. Laat ons nie vergeet om getrouheid en eerbied vir mekaar die hoekstene van 'n gelukkige huwelik. Soos Hebreërs 13:4 ons waarsku. Die huwelik moet deur almal geëer word. Albei partye moet dit geëer word. En ook die mense wat rondom is. Jou huwelik is jou heilig. Mense kan nie sê jou huwelik is ongeldig nie. Dit is 'n heilige verbond wat ons met eerbied moet benader. Mans, soos Efesiërs 5:25 sê, julle moet julle vroue lief hê. En dit is die verskil tussen lief hê en slawerny. En dit is daai ding wat ons moet onthou, hou jou vrou lief wees. En soos wat Christus die kerk lief gehad het en die lewe daarvoor oorgegee het, dit is 'n oproep tot onselfsugtige liefde en toewyding. Huwelik is van gee en neem. Gee en neem. Kan nie net alles give wees nie, né? Laat ons vandag die huwelik vier, 'n geskenk van God, gekenmerk deur liefde, trou en eenheid. Mag ons almal herinner word aan die waarde daarvan en die vreugde wat dit ons lewens bring. Amen. Amen. Asai. Amen. Leon, gooi die hand in die lug. Daar sê ek Leon, beloof om Maritjie te vat as my wettige vrou, na te kyk, deur dik en dun, tot die dood ons skei. Maritjie, gooi die hand in die lug. Ek Maritjie, vat vir Leon, as my wettige man, as deur dik en dun, tot die dood ons skei. Amen. Ek verklaar julle, meneer en mevrou Leon en Maritjie Smit. Amen. Kom hier. Jou my kies te braai. Ek het al iets gevat, dit is al vol.
daai gedeelte worry ek nie oor. Eet is vir my die belangrikste. Ja. Ja, Daai ding is net in die openbaar te wys, ek is trout. dis 'n verbond wat jy sluit. So, As hy, okay. awesome. Assie. Aha. Assie. Awesome. Baie geluk julle Baie twee. dankie. So vriend, Maak julle net gesien. so weer. So bly Ja, ja. op pad. Nou, hier komt.